Liewe broers en susters, baie dankie vir die voorreg om by julle te kan wees. Dit is vir my 'n besondere voorreg om 'n geleentheid te hê soos hierdie en saam met julle te kan gesels oor dit wat vir my ook baie belangrik is en dit wat my aan die hart gryp. Dit is so dat 'n mens, as jy nou 'n dominee is, eintlik eers vir jouself moet preek. Want as jy dit nie doen nie, dan kan dit maar 'n bietjie ver wees. En as 'n mens soos ek afgetree is, dan is dit nou so dat jy nie altyd geleentheid kry om dit wat nog binne in jou leef en waarmee jy besig is, ook met ander mense te deel nie. En daarom is dit nogal vir my 'n voorreg. Ek dink aan die dag toe ek opgehou daar by die universiteit, toe loop ek met so 'n boks goed daar uit. En een van die jong assistente daar vra my, "Sir, where are you going?" Ek sê vir hom, "I'm leaving." Hy sê, "Why?" Ek sê, "They fired me." Hy sê, "Why?" Ek sê, "I got too old." Nou ja, dit is vir my baie lekker en 'n groot voorreg om by julle te wees. Liewe broers en susters, ons gaan saam lees uit die evangelie van Johannes, Johannes hoofstuk 20, en ons gaan daarvan vers 19 tot 29 saam lees. 'n Baie bekende gedeelte vir ons aan die een kant, omdat ons baie stil staan dan by die ongelowige Thomas. Maar baie keer mis ons iets as ons dit lees. En ek wil hê ons moet vanaand met daardie iets wat ons baie keer mis, ook uitkom by dan wat met Thomas en die ander disippels gebeur. Met die Bybel so vir ons ook. Kom ons nader vir 'n oomblik in die gebed tot die Here. Here, baie dankie vir die voorreg om u mense te kan wees. Baie dankie vir die voorreg dat ek hier kan inloop en die meeste mense nie ken en tog hier tuis is, omdat ons u mense is. Omdat u Gees ons aan mekaar verbind, omdat ons 'n stuk gemeenskaplikheid het, wat diep, diep binne in ons lê, deur u Gees wat in ons woon. Baie dankie Here vir oomblikke soos hierdie wat ons in 'n gewone dag kan besluit. Dit is 'n besondere dag. 'n gewone dag hier by mekaar kan kom en iets te vier, omdat ons wil onthou. Dankie vir 'n groot, ver, sterk verlede, waaraan ons gebind is. Dankie dat ons aan u, die ewige, verbind kan wees. En daarom, Here, as ons die Bybel oopmaak, is dit maar altyd met vrees en bewing, want ons weet dat ons eintlik dinge moet sê en oor dinge moet praat, wat baie moeilik is vir mense se woorde om vas te vang. En daarom vra ons u, Here, dat hierdie woorde, wat ons praat en wat ons dink, wat ons sing en wat ons bid, u naam sal verheerlik. Amen. Hier aan die einde van Johannes se evangelie, die gedeelte wat net vooruitgaan, wat ons nou net gaan lees, is Jesus se graf wat leeg is. Jesus wat aan Maria Magdalena verskyn, en Jesus se verskyning aan Maria Magdalena wat die disippels eintlik nie wil glo nie. Hulle glo nog nie eintlik lekker wat sy vir hulle kom vertel het nie. En dan, en dit is interessant, hoewel ons dan lees, die geliefde disipel, hy hardloop na die graf toe, hy sien die opgerolde doek en daar staan, hy glo. Maar Daan het nou aan die einde van Markus se evangelie gepraat van die vroue wat bang is en wat niks sê nie. Maar hier kry ons dieselfde gevoel. En ons moet die disippels verstaan.
Ons moet verstaan dat hulle in daardie plek sit en dat hulle bang is. Hulle is bang want hulle het nou net die verskriklikste ding gister, die verskriklikste ding beleef. En 'n mens kan verstaan dat hulle bang is. In daardie wêreld was dit so dat jy in die moeilikheid kan beland net deur assosiasie. En hierdie assosiasie wat hulle met Jesus het, vul hulle in hierdie stadium met vrees. En jy moet jouself dit indink, hoe daardie mense sit, klein groepie mense. En hulle is toegesluit agter 'n deur, want hulle is bang. En kom ons lees dan Johannes 20 van vers 19 af. Dit was laat die aand op daardie eerste dag van die week, né? Dis nou die Sondag. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En dan is dit nou interessant, hierdie vrees wat verander. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger insteek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy. Jy moet nie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Ons lees tot sover. Broers en susters, soos ek gesê, dis 'n bekende deel. 'n Bekende deel waarin ons iets mis. Toe ek nou hier instap, toe sien ek, julle het reggemaak vir Pinkster. En ek kyk op die verhoog, en ek sien die vlamme, die tonge van vuur, wat julle geteken het. En ek weet, toe julle dit gedoen het, het julle die Pinksterverhaal uitgebeeld. Die Pinksterverhaal, wat nie Markus nie, daai ander ou Lukas, vir ons vertel het. Lukas skryf hoe die Heilige Gees uitgestort word. En as hy dit beskryf, is dit 'n asemrowende ding wat gebeur. Tonge van vuur. Geweldige rukwinde, geluide, mense wat praat in verskillende tale. Mense wat verstom is oor wat hulle hoor in hulle eie taal. En 'n klomp ander mense wat so op die kant staan en bietjie lag en sê, dit lyk vir my of dit maar 'n dronkspul is hierdie. En daardie verhaal het Lukas so goed vertel, dat dit ons verhaal geword het van die uitstorting van die Heilige Gees. En wanneer ons daaroor dink, is dit die eerste gedagte wat by ons opkom. Die tonge van vuur, die opspraak
wat daar gebeur het. En dan ook nogal lank daarna op die Pinksterfees, Jesus het al opgestaan, hy het al opgevaar, en dit is 'n hele tyd daarna. En dan kom ons op 'n ander plek in die Nuwe Testament, wat Johannes vir ons vertel. En Johannes se storie van die uitstorting van die Heilige Gees lyk heeltemal anders as wat Lukas se lyk. Johannes se gebeur in die stilte, nie voor 'n klomp mense nie, net daar waar die paar disippels bymekaar is in angs en vrees toegesluit agter 'n deur. En dit gebeur nie met 'n groot teken of 'n klomp goed wat gebeur nie. En dit gebeur ook nie lank na die tyd na Jesus opvaar nie, maar voor die tyd, die dag toe Jesus opstaan, gebeur dit, soos Johannes dit vir ons beskryf. En dan beskryf hy dit, dat Jesus kom, en net gewoon, nadat hy vir sy disippels gesê het, vrede vir julle, en dan belangrik, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, dat hy dan op hulle blaas, en vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Ek moet 'n Nuwe Testamentiese perspektief stel vanaand, en dit is vir my nogal so dat 'n mens kan sê, nou maar, watter een van hierdie stories is waar? Want dit is mos wat ons moderne mense vra. As 'n ding gebeur het, dan sê ons, was dit waar? En dan vra ons, hoe het dit gebeur? En dan probeer ons verklarings kry, né? Ek dink aan die storie van die twee ouens wat geloop het, en die ou lees vir die eerste keer die Bybel, en hy loop nou saam met sy vriend, en hy sê, "Jo, dis ongelooflik." Sy vriend sê vir hom, "Wat het jy gelees?" Hy sê, "Ek lees hier dat God die see oopgemaak het, en die Israeliete het droogvoet deur die see geloop." Hy sê vir die ou, "Ja, maar jy moet nou verstaan, die wind het 'n bietjie so gewaai, en daar was 'n bietjie van 'n rif, en so aan, en toe kon hulle deurloop, en so, en jy moet nou dan die agtergrond goed verstaan, en hulle loop nog so eentjie, en ek sê, ongelooflik, en die ou dra my sê, ek het mos nou vir jou gesê, wat het gebeur. Hy sê, die Here het al die Egiptenare in soveel water verdrink. Ons kom by sulke goed uit, omdat ons nie met die koppe dink van die eerste hoorders wat dit gehoor het nie. Want die eerste hoorders het nie gevra, kon dit gebeur, en hoe dit gebeur, en wie is nou reg, en wat is die waarheid nie. Hulle het 'n ander vraag gevra. Hulle het die vraag gevra, hoekom vertel jy dit vir my? Daar was 'n groot verskil tussen, hoe dit nou gebeur, en wat nou, al die vrae wat ons as moderne mense kan vra. Of jy kan vra, hoekom vertel jy dit vir my? Hoekom vertel jy dit vir my so? En dit is wonderlik, dat ons hierdie twee verhale het, wat vir ons die basisding vertel van Jesus, het die Heilige Gees gegee, vir die mense wat hom volg. En dit is die basis. En as ons dan gaan kyk hoe Lukas het vertel, het hy 'n klomp redes hoekom hy dit op sy manier vertel. En as ons na Johannes luister, het ons hy het 'n klomp redes hoekom hy dit vir ons vertel, soos hy dit vertel. En ek gaan nou nie oor Lukas preek nie, ek wil nou nie wees soos daai ou, julle weet mos die ou wat gespot het, ek wat nou lank met studente gewerk het, maar ek was self een wat nogal lekker gespot het, partykeer. Maar jy weet mos die ou wat die vlooi gespot het, en toe kry hy die leeu in die eksamen. Toe sê hy, die leeu is 'n baie rowwe dier, groot vleiseter, en op die leeu is 'n vlooi, en die vlooi, en dan
toe vertel hy van die vloei. So ek gaan dit nou nie met Lukas doen nie. Ons los Lukas vir 'n ander preek. Maar kom ons kyk 'n bietjie waarmee is Johannes besig. As Johannes vir ons hierdie verhaal so vertel, dan vat hy ons ook op 'n reis. Dan wil hy ook hê ons moet saam met hom op hierdie reis gaan, en hy wil hê ons moet saam met hom gaan wegkruip in 'n kamertjie. Hy wil hê ons moet verstaan wat die angs is wat die disippels het. Ons het baie keer die idee dat gelowige mense wat die Heilige Gees in hulle lewens het, mense is wat onwrikbaar niks vrees of angs moet ervaar nie. Mense wat Jesus volg, nooit op 'n plek kom wat jy wonder en wat jy bang is nie. En hierdie vertelling van Johannes wil vir ons iets daarvan vertel. Hy wil vir ons wys dat wanneer ons deur God gestuur word, soos hy hier sy disippels stuur, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy gewone mense stuur. Mense wat baie keer bang word. Dink aan al my jare in die bediening wat ek baie keer so na die kerk gekyk het en moes wonder, die ding is altyd so half op 'n mespunt, laat dit nie gaan werk nie. Tot ek die Bybel begin lees het, en as jy van die Ou Testament, my 2 Ou Testamentiese kollegas het nou al met julle gepraat, as jy deur die hele Ou Testament kyk, dan is dit 'n ding van, ons wonder of hierdie ding gaan werk. Dis altyd so op 'n mespunt na, of alles stort in duie. Daar is nie eintlik baie selfversekerdheid in nie. Ons lees eintlik van baie vrees, en van baie angs, en van baie trauma, as ons die Bybel lees. En dit is vir sulke mense, wat Johannes hierdie beskrywing gee. Dink nou net 'n bietjie hoe verward moes jy gewees het. Jy het gesien hoe Jesus gekruisig is. Jy het die angs beleef van die mense naby hom, en jy het die verskriklikheid beleef van wat daar gebeur het. En dan is jy reg om te dink, nou is hy begrawe, en jy is besig om met jou rousmart te sit. Jy weet nog nie lekker waarheen nie. Jy het 'n warboel van goed, en dan word jy ontstel. Jy word ontstel, want die graf is leeg. Wat het gebeur? Kan jy jou dit indink? En dan, in jou bangheid, hier staan Jesus by jou. En Johannes maak nogal baie sterk hier van daai merke iets. Merke in sy hande, en die wond in sy sy. En as hy dit verontskuldig, en vir ons sê, kyk na hierdie prentjie wat daar gebeur, dan verander die vrees van daardie disippels in blydskap. Hulle is bly as hulle die Here sien. En Johannes gebruik dit om vir ons te sê, dieselfde Here wat gesterf het, is die een wat opgestaan is, want die merke wys dat dit hy is. As hulle in blydskap na hom kyk, sê hy vir die tweede keer vir hulle hierdie groet, vrede vir julle. En dit kry ons al uit die Ou Testament uit. Dis hoe God werk. Wanneer mense met hom te doen kry, is hulle reaksie eintlik angs. En dan
is hy die een wat vir hulle sê, moenie bang wees nie. En as hy hier vir hulle sê, vrede vir julle, dit is maar die Joodse groet aan die een kant, Shalom, vrede vir julle. Maar aan die ander kant, met die tweede herhaling daarvan, wil hy sê, hier is iets anders aan die werk. En wanneer 'n mens nou intensief Johannes se Evangelie lees, dan kom jy agter dat Jesus dit al vir sy disippels gesê het. Hy sê, my vrede laat ek vir julle dit na. Nie soos die wêreld dit gee nie, soos ek dit gee. My vrede laat ek vir julle na. En dan sluit dit aan by dit wat God nog altyd gedoen het. Hoe God nog altyd was. Die bringer van vrede. En dan gee hy vir hulle opdrag. Hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek hulle ook. En julle kan maar nou daar in hoofstuk 14 en hoofstuk 17 weer gaan lees, hoe Jesus beskryf hoe hy en die Vader een is. En hoe hy beskryf hoe sy disippels in hom is, en hy in hulle, en die Vader in hom is, en hy in hulle. Op 'n paar plekke in Johannes se Evangelie lees ons, maar hulle kon dit nie verstaan nie, want die Heilige Gees het nog nie gekom nie. Hulle kon nog nie verstaan nie. Ek het baie keer in my lewe al gedink, ek wens ek het in daai tyd geleef. Dit sou lekker gewees het om Jesus te sien loop, en hy is daar besig, en hy's aan die gang, en ek kon dit alles sien. Maar hoe meer ek met die Bybel besig geraak het, hoe blyer het ek geword dat ek nou leef. Dat ek gebore is, na die Heilige Gees gekom het. En ek wonder of ek sou kon glo, deur net te sien. Ek wonder of ek een van die ouens sou wees, wat Jesus sou volg, as hy daar geloop het. Ek wil amper so ver gaan, ek ken myself goed genoeg om te sê, 10-1 nie. 10-1 sou ek meer skepties gewees het oor hom. Maar gelukkig, in sy genade maak hy dit moontlik dat ek gebore is, na die Gees uitgestort is. En dan, as hy vir hulle sê, soos die Vader my stuur, stuur ek julle, doen hy hierdie klein dingetjie. Hy blaas op hulle. En as 'n mens nou die Griekse Ou Testament lees, die Septuaginta, dan is dit dieselfde woord wat gebruik word, wat in die skepingsverhaal in Genesis 2 gebruik word. Daar julle, God krap daar 'n hoopie stof bymekaar, en dan gee hy vir daai hoopie stof sy asem, en dan word dit 'n lewendige mens. Nog altyd gedink, ons woord Adam kom nou uit die Hebreëus uit, ons moes hom dalk stoffel genoem het. 'n hoopie stof, niks eintlik nie, wat iets van God ontvang, God se asem. En hier word dieselfde woord gebruik. En sien julle wat Johannes vir ons dan sê met hierdie blaas? Hy wil vir ons sê, God skep aanhoudend. God skep nuut. God gee sy lewensasem vir sy volgelinge. En dit is 'n aangrypende ding wat gebeur. Want dan is hulle toegerus om hulle werk te kan gaan doen. Is hulle toegerus om te gaan en te gaan wees soos Jesus op die aarde was. Baie van die roeping en stuurverhale reg deur die Bybel is verhale waar 'n mens, ek dink nou maar aan Moses met
by die plek kom en sê, nee, jy kan nie hierdie ding doen nie. En dan dink hy allerhande goed uit te kakkel en wat. En dan vat God hom tog, en God rus hom toe, al van die Ou Testament af, doen God dit. En hier sê Johannes vir ons, dis hoe God voortgaan. God wat daar begin het, gaan nou voort. Hy wat die eerste hoopie stof 'n mens gemaak het, maak nou van mense gestuurdes. Hy rus hulle toe. En dan, na hy dit gedoen het, kom hierdie vreemde teks, wat sê, as julle mense hulle sondes vergewe, is dit hulle vergewe, en letterlik in die Grieks, as julle dit hou, dan bly dit gehou. En die kerk het dorp toe gegaan later met hierdie tekste. Want aan die een kant het ouens gesê, ja, dis die toelating tot die gemeenskap deur die doop, en as iemand nou die gemeenskap kwaad genoeg gemaak het, dan kan hy geëkskommunikeer word ook. En so is daar 'n klomp goed wat hier opgebou is. Maar die antwoord van, hoe vergewe ek mense se sonde, en hoe hou ek mense se sonde, word 'n direkte uitvloeisel van dit wat God vir sy mense gegee het, toe hy sê, ontvang die Gees, en hy in hulle hierdie asem van nuwe lewe blaas. Hoe beskryf Johannes vir ons, het Jesus gekom? Jesus kom nêrens as die een wat veroordeel nie. Jesus kom die hele tyd as een wat mense vergewe. Wat mense wat op die rand is, inbring en nader bring. En dan moet ons aan daardie woordjie sondes baie mooi dink. Jy weet, ons kan dit nogal baie vreemd gebruik. As Johannes oor sonde praat, dan beteken sonde vir hom een baie groot ding. En dit is om van God afgesny te wees. Dis hoekom hy daai vreemde ding kan sê, as iemand aan Christus behoort, kan hy nie meer sondig nie. En dit nou of ek onthou in my dae op universiteit, hoeveel koppies koffie het ons oor daai ding uitgedrink en daaroor gepraat. As iemand aan Christus behoort, as hy in Christus is, kan hy nie meer sondig nie. Ek onthou in die weermag het ek 'n ou eendag baie skrik gemaak en hy het 'n paar groot woorde gelos en toe is hy baie kwaad vir my en hy sê toe vir my, maar jy het my nou die eerste keer in 20 jaar laat sondig weer. En ek besef toe, maar hy verstaan ook nie lekker wat sonde beteken nie. Verstaan julle, as Jesus sê, as iemand aan my behoort, kan hy nie sondig nie, beteken dit, as iemand aan my behoort, is hy nie van God afgesny nie. Hy praat nie van 'n klomp goed wat ons in ons koppe oor kan dink in die eerste plek nie, maar hy praat van om in God se teenwoordigheid te wees, of nie in God se teenwoordigheid te wees nie. En as Jesus na die aarde toe kom, en hy kom loop hier, en hy kom werk hier, en hy kom doen hier wat hy kom doen, dan is dit God wat mense begin insluit. Die ouens wat op die kant sit, wat dink hulle kan nooit by hom uitkom nie. Hy bring hulle in. Lazarus, wat dood is, wat volgens mense se denke nou afgesny is, hy is nou uit die land van die lewendes uit. Jesus wek hom op, sy laaste teken wat hy doen, voor die groot teken van die kruis en die leë graf. Dan, as Jesus Lazarus opwek, dan wil hy sê, selfs die dood kan mense nie van God afsny nie. Jesus sy eerste teken in Johannes doen,
dan maak hy genoeg wyn by 'n bruilof. Kom hy in mense se ontreddering in en sê, God maak vir julle vreugde moontlik. En elkeen van die tekens, die 7 tekens wat ons in Johannes van lees, wys hoe God kom en die grens tussen hom en mense oorsteek. My Ou Testament vriende sou ook vir julle vertel dat dit is hoe God nog altyd was. As God die verbond met Abraham sluit, en Abraham moet die diere in 2 sny en hulle daar neerlê, dan sou die verbond eintlik verwag het dat Abraham daar moet deurloop tussen die diere. En Abraham moet sê, as ek hierdie verbond verbreek, laat met my gebeur wat met hierdie diere gebeur, laat ek in 2 gekap word. En dan gaan Abraham nie daardeur nie. Dan gaan God daardeur. En dit wie God is in sy wese, die een wat mense opsoek, die een wat sy asem vir mense gegee het, dit kom doen Jesus. En as Jesus dan vir daardie volgelinge van hom sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, en hy hulle toerus, stuur hy hulle om dit te gaan doen. Jesus se optrede het gemaak dat 'n klomp mense God kon sien. Dat mense God kon beleef. Dat mense wat gedink het hulle is afgesny, skielik besef, ons is naby. Sommige mense het dit nie aanvaar nie. Sommige mense het daarby verbygegaan. 'n Klomp van hulle het so ver daarby verbygegaan dat hulle die verskriklikste ding gedoen het wat jy kan dink. Dat mense God aan 'n kruis vaskap. Maar weet jy wat is nog vreemder? En dit is dat God aan die kruis bly hang. Onbegryplik. En dit is daardie God wat deur sy gees mense toerus om so te wees dat God raak gesien sal word. Toe ek nou besig was met die opleiding van teologiese studente, moes ek 'n metafoor kry vir die werk wat 'n dominee doen. En een van die studente, en ek sit een môre baie vroeg in koffie drink, en hy is 'n ereveldwagter. En hy sê vir my, om 'n dominee te wees, is soos om 'n gids te wees in die wildtuin. Die mense wat saam met jou ry op die karretjie, het al leeu's gesien en hulle het al olifante gesien en hulle het al die diere gesien en hulle kan jou vertel dit is dit. Maar as hulle saam met 'n gids gaan, dan wys die gids hulle om die diere raak te sien waar hulle dit nie sou kry nie. Die gids weet hoe om mense te help om die diere raak te sien. En ons het so gepraat oor dominees. Maar as ons lees wat hier gebeur, en is baie interessant dat Johannes hier praat van die 12. Die hele tyd praat hy van die 12. En ons wil eintlik vir hom sê, Johannes jy nou vergeet, dit is net 11. Hy ander kerel het ons nou droog gemaak en hy is nie meer deel nie. Dan praat hy van die 12. En hoekom praat hy van die 12?
Hy praat van die 12, want die 12 word die simbool van die kerk van Jesus Christus. En daardie 12 word die voortsetting, en daarom al is daar een weg, bly dit die 12, die verteenwoordigers van die hele volk van God. Die kerk van die Here. En as hy dan sê, ontvang die Gees, gee hy dit vir sy kerk. Is interessant as ons dan nou by Thomas uitkom, wat nie wil glo nie, en wat sê ek wil sien. Hy sou nogal 'n baie goeie, met groot respek, dan 'n goeie ingenieur gewees het. Sê, wys my die feite, anders werk dit. En as hy selfs dan vir Thomas kry, en Thomas sê, as hy die wonde sien, my Here en my God, dan is het baie interessant, dat Jesus nie sê, o ja, jy was laas nie hier nie, nee, ontvang die Heilige Gees nie. Hy het dit klaar gegee. Hy het dit klaar gegee vir sy kerk. En daai belydenis van Thomas, maak hom deel van daai mense. Mense, wat God moet sigbaar maak. Toe ek so jong oukie was ek by Unisa in die kamer saam met 'n groot Ou Testamentikus en 'n groot Nuwe Testamentikus, Ferdinand Duist en Willem Foster. En hulle sit so en praat en dink 'n bietjie saam. En Ferdinand sê, die tye wat dit vir my die moeilikste was om te glo, het Willem my gehelp om te glo. En Willem sê, ek het maar net die kompliment teruggegee. Want jy het dit ook vir my gedoen. En nou kom ons weer by die gids in die Wildtuin beeld. 'n voordeel wat hulle het, is hulle het radio's, en kan sê, ons het die leeu's toe nou daar gesien. En dan jaag al die groen karre mos soen toe, en as jy net met jou eie kar ry, dan ry jy maar net agter die groen karre aan, want hulle weet waar dit is. En te sien, om God sigbaar te maak, is nie 'n individualistiese ding nie. Is nie 'n ding wat net aan my verbind is nie. En omdat ons moderne 21ste eeuse mense is, klomp van ons kom maar die vorige eeu uit ook, het ons hierdie ding van individualisme. Dit is ek. Ek moet die goed doen. Dit kom op my af. As ek hierdie gelees het, soos die Vader my gestuur het, staan daar nie, stuur ek jou nie. Daar staan, stuur ek julle. Want God se Gees is die Gees van sy gemeente, van sy gemeenskap. Saam wys sy gemeenskap vir die wêreld hoe God lyk. Saam kom sy gemeenskap en help mense vir wat God nie raak sien nie, om hom raak te sien. Partykeer hoor ek mense sê nogal, ons moet God teenwoordig maak. Nee, ek kan hom nie teenwoordig maak nie, hy is teenwoordig. Net gebeur is, partykeer sien ek hom nie. En dan het ek iemand nodig, 'n broer, suster, wat vir my sê, kyk bietjie daar. Jy sal hom weer sien. Partykeer doen ek dit. Ek onthou, eendag kom ek uit my huis uitgeloop in my garage in. En daar is die slot van die garage uitgebreek, uit die deur uit. En ek moet nou 'n nuwe slot gaan koop. En terwyl ek daar is met die deur, kom my kollega Jan Bester en hy kom staan daar by my en ek het nou die slot uitgehaal en ek ry na die hardeware winkel toe en ek kry die slot wat daarin pas en ons ry weer terug en ek
sit die slot in en ek sit die sleutel in en hy wil nie oop en toe gaan nie. En ek haal hom uit en ek kyk, nee, hierdie slot werk nie. Ry terug na die harreware winkel toe, gee vir die harreware winkel ou die slot, sê vir my, hierdie slot werk nie. Hy sê, o nee, kom ons kyk 'n ander een. Haal hom uit, kyk, ja nee, die slot werk, die sleutel werk. Nou, oor dit teen die nek terug, garage toe ek hom so aan die deur sit, toe is die plaatjie agterste voor aangesit, daai versinkgaatjie sit aan die verkeerde kant. Nou ry ek weer terug, en ek gee vir die ou die slot, en ek sê vir hom, hierdie slot sluit nou oop en toe, maar sy plaatjie is verkeerd aan. Hy sê, ja, nee, hy kry vir my aan, en hy sê vir my, meneer, jy is hom geduldig, alle ouens so noem my al gevloek en geskel het. En my kollega wat langs my staan sê, ja, ons ken hom so. Ouens wat my ken weet, dat ek nie so is nie. Hoekom was ek so ordentlik? My kollega was saam met my. My kollega het my gehelp. Dat die ou by die harreware winkel iets van God kon sien. Teen wie ek is. Nie soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou ook nie. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons herdenk Pinkster. Ons moet weet, God het sy nuwe lewe in ons gegee, om dit in die wêreld te kan uitdra. Johannes praat nogal baie van lig en duisternis. En julle naam is mos lig vir die wêreld. Lig vir die wêreld. Jy kan net lig vir die wêreld wees as jy deel is van hierdie groep mense. Die Gees van God werk in ons, omdat ons aan mekaar verbind is deur hom. En saam kan ons hom vertoon. Dit is vir my nogal hartseer as iemand dink, ek moet dit alleen doen. Ek moet soos Jesus wees. Nee, ons moet soos Jesus wees. Ek kan maar een dingetjie doen. Ek is maar op een plekkie. Jy kom op plekke waar ek nooit kan kom nie. Jy kom in aanraking met mense wat iemand anders wat langs jou sit, nooit sal regkry nie. Maar die vraag is, leef ek dit? En ek kan dit net leef in verbintenis. Ek moet myself vra, as ek met mense te doen het, ervaar hulle iets van hierdie vrede, en hierdie vreugde, na hulle met my te doen gehad het? Of is hulle nogal beangs? Moes vir my katkesante in 'n stadium sê, weet julle kan so reël maak oor mense met wie julle te doen het. As daai ou jou met angs vul, en as jy daar wegloop en jy voel ek is nie goed genoeg nie, wat moet ek nog doen? En ek kyk na hom en ek sien, hy is so wonderlik. Dis nie wat God doen nie. God ontmoet ons, en dis wat genade beteken, hè, waar ons is. En dan kom ons by hierdie plek waar Thomas eintlik vir ons 'n deur oopmaak. Ek is so bly hy was so ou gewees. En laat dit kon gebeur. Want dan kry ons in Johannes die enigste saligspreking wat Johannes het. In Matteus en Lukas kry ons nou forme van die saligsprekinge. Gelukkig is die armes goed.
En hier sê hy gelukkig, baie gelukkig, Makarios, is die een wat glo, al het hy nie gesien nie. En dis mos nou ons, nie waar nie? Hier sit ons, 2000 jaar later. En hoekom? Omdat God se Gees werk. Omdat God deur sy Gees nog altyd teenwoordig is. Omdat God deur sy Gees jou aangeraak het, dat jy kan glo. En as jy glo, is jy deel van die gestuurdes. En as jy glo, sê Johannes vir ons, is jy een van die mense, wat met wie jy is en waar jy is, sy beeld sigbaar kan maak. Mense kan help om God raak te sien. En daarom het ek, toe ek kyk nou na hierdie tema, en dit is, kan moeilik wees. Jesus is teenwoordig deur ons, die gelukkige.